Ek wil met julle gesels vandag oor 'n storie in die Ou Testament, storie van Daniël. Nou Daniël en Openbaring loop baie keer hand aan hand, en as ou Daniël, die boek Daniël lees, dan is daar baie goed wat hy nie altyd verstaan nie, en wat bietjie onduidelik is, maar daar's soveel waarhede in die boek van Daniël. En ek wil sommer begin met hierdie een skriffie, daar in Daniël 1 vers 1, wat sê, in die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en het beleer. Nou hierdie het so 600 jaar voor Christus gebeur, voor die Here gekom het, Jesus aarde toe gekom het, 600 jaar voor het dit gebeur. En is interessant as ons na die Bybel kyk, dan kan ons Jesus amper reg deur die Bybel sien. Van Genesis tot Openbaring. As jy die Bybel lees, Jesus is daar. Die Bybel is deur hom geskryf, is vir hom geskryf, en is oor hom geskryf. Jesus oral in die Bybel. En as ons net die Here vra, Here, ek onthou toe ek my hart net vir die Here gegee het, dat ek hierdie opgewondenheid gehad oor die woord, en ek onthou voor die tyd, ek altyd die kortste versies gesoek, of die kortste, en dan lees ek die Bybel, en dan kniel ek langs my bed, en dan baie keer skrik ek wakker, want ek aan die slaap geraak, terwyl ek bid. En dit is okay, daar is nie 'n probleem nie. Maar toe ek my lewe vir die Here gee, toe bid ek anders. Toe sê ek, Here, kom, Heilige Gees, kom en openbaar die woord vir my, want Psalm 119 sê ook, die opening van die woord bring lig. En ek het 'n honger begin kry vir die woord van die Here. En ek onthou as ek werk en so tussen in tye, en dat ek altyd met die bakkie gery, want ek het rondbeweeg. Jy weet, dat ek daar onder 'n boom gestaan, Bybel oopgemaak, lunchtyd en teetyd en elke tyd, jy weet, ek die Bybel oopgemaak, en ek kon net nie genoeg kry nie, want toe skielik begin die woord net oopbreek vir my, en as ek dit lees, dan wow, sien ek net nog 'n openbaring van die Here, en ons moet regtig daai gebed hê, Here, gee vir my honger vir die woord, Vader, as ek die woord lees, laat dit lig word, openbaar Jouself deur die woord, en ja, dit is amazing, hoe die woord ons lewens en ons harte net aanraak, en toe ek hierdie deel lees, toe sien ek net Jesus in dit, dit is so amazing, want die Ou Testament verklaar die Nuwe, en die Nuwe openbaar die Ou, so hulle loop so hand in hand, en as ons hierdie gedeelte van Daniël lees, dan sien ek ook 'n prentjie waar die vyand gekom het, en hy het ons Jerusalem kom beleer, en hy wil ons wegvat van die Here af, en hy wil ons op 'n plek bring waar ons nie floreer nie, waar ons nie deel is van dit wat die Here vir ons beplan, en dit wat die Here vir ons wil gee nie. Hy wil ons heeltemal isoleer, en hy wil kom steel, en hy wil kom verwoes dit wat ons het, en hy wil jou na 'n plek bring, wat dit vir jou gaan bring, daai verwoesting vir jou gaan bring, want sy geveg is teen die kerk. En as ek hierdie deel lees, dan sien ek net hoe die kerk oral in dit ingeskryf is, en kom ons kyk, kom ons breek dit oop, en kyk ons bietjie na Daniël, Daniël 1 vers 2 sê, en die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Sinear gebring, in die huis van sy God, en die voorwerpe het in die skathuis van sy God gebring. Kan jy sien, die vyand wil vat, dit wat aan die Here behoort, dit wat aan God behoort, wil hy vat, en hy wil dit na sy plek toe bring, hy wil dit vat van die koninkryk van lig, na die koninkryk van duisternis, en ek en jy is voorwerpe in die Here se huis, ons behoort aan hom, en die Here wil vir my en jou kom vat, en hy wil ons bring na 'n plek toe, waar ons buite die wil van God is, buite die beloftes van God, en ek dink sommer aan die tuin van Eden. Die tuin van Eden was 'n plek van vrede. Dit was 'n perfekte plek waar die mens geheers het, en waar die mens gewerk en gefloreer het. En ons kan amper sê, dit was soos 'n Jerusalem gewees, 'n plek van vrede. Toe kom die vyand, en hy jok, en hy steel, en hy vat die mens weg, amper in ballingskap, in die wêreld in. En ek en jy is vandag nog deel van daai wêreld, en dan lees ek in Openbaring 21, waar die Here sê, ek maak 'n nuwe Jerusalem. En ek en jy sal weer uit ballingskap uit teruggaan na Jerusalem toe. En ons sal weer in die huis van die Here wees, ons sal weer voorwerpe wees in die huis van die Here, ons gaan weer floreer in die huis van die Here.
En ek sien hiersoos Daniel en sy vriende en 'n klomp Jode wat deur die Babiloniërs in ballingskap weggeneem het uit Jerusalem uit en in Babylon gesit is. Maar hierso is interessant, toe ek dit sien, besef ek, ja, Daniel is uit Jerusalem uitgevat, uit Israel, uit die beloofde land uit, en hy's in Babel, maar hy's nog steeds 'n Jood. Babel kan nie verander wie hy is nie. Hy is nog steeds 'n Jood, al is hy in Babel. Maar hy gaan nog eendag weer teruggaan na sy land toe. Jy sien, ek en jy is Christen en die vyand wil ons kom uithaal en in die wêreld sit. Ons is nog steeds seuns en dogters. Al bly ons in hierdie wêreld, is nie van hierdie wêreld nie. Jy sien, maar Daniel en die Israeliete het in Babel het deel geraak van die sisteem. Hulle het daar gewerk, hulle het begin goeders doen na. Daniel het selfs in die koning se huis geword, maar daar's 'n verskil. Daniel het nie deel geword van Babylon nie. En vriende, ek en jy as Christene, ons is in hierdie wêreld. Die vyand het ons kom steel uit Jerusalem uit, en ons is in hierdie wêreld. En ons het 'n keuse as Christene. Ons kan burgerskap neem of nie. Ons kan deel raak van die wêreld of nie. En ek wil dit vir jou 'n bietjie oopbreek daarso. Kom ons kyk bietjie na dit. Daniel 1 vers 3. Daarop het die koning aan Aspenas, sy owerste van die hofdienaars, bevel gee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, klink nie soos ek en jy nie. Ons is deel van die koninklike geslag. Ons staan uit in hierdie wêreld. Ons is nie deel van hierdie wêreld, ons staan uit. En hier kom die vyand en hy wil kinders uit die koninklike geslag uitneem. Jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle taal en hulle skrif van die Galdeërs te leer. Jy sien, vriende, die vyand, die koning se geveg is nie teen die Babiloniërs nie. Hy is in vrede met hulle, want hulle is in sy wil. Hy staan op teen Israel, en hy wil hulle inbring, en laat hulle word soos hy. Kan jy sien, die vyand wil my en jou uithaal. Hy wil ons bring, want wie haal hy uit? Hierdie wat vrug dra, die wat floreer, die Christene wat kerk toe gaan, wat staan vir die Here. Hy wil hulle uithaal en die dinge van die wêreld leer. So ek en jy kan kies om staande te bly, want in vers 6 staan, en onder hulle was uit die kinders van Juda Daniel, Hanania, Mishael en Asaria. En Daniel het hom voorgeneem om nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaar vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Jy sien, vriende, ek en jy het 'n keuse of ons gaan deel raak van hierdie wêreld en of ons nie gaan deel raak van hierdie wêreld. Ek en jy, ons is almal in hierdie wêreld. Ons dien die Here in hierdie wêreld. Daarom is die vyand se geveg teen my en jou. Hy wil jou en my uithaal. Hy wil ons terugbring in hierdie wêreld. Hy wil hê jy moet deel raak van hierdie wêreld. En baie mense word ongelukkig burgers van hierdie wêreld. Maar ek en jy moet kies om nie verontreinig te word met hierdie wêreld nie. Ek wil vir jou sê, die vyand se geveg is teen die kerk en is teen jou en my. En as hy sien dat jy dien nie die wêreld nie, gaan hy goeders in plek sit om jou te laat val, of om jou te oortuig om jou Christendom op te gee, jou burgerskap op te gee, van waaraf jy kom. En ons sien dit ook hierso. Hierso kom Nebukadneser, en hy maak 'n beeld. Hy maak 'n beeld. Sodra jy die geluid van horing, fluit, sitter, 'n harp, en doedelsakke, en daai tyd ook doedelsakke gehad, kan jy glo, skotte was ook daar. En van allerhande musiekinstrumente moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuur gegooi word. Toe ek dit lees, toe sien ek is baie interessant. Hierdie beeld het nie 'n naam gehad nie.
Hulle het nie die beeld 'n naam gegee, maar die beeld het na iets het iets verteenwoordig. Hierdie beeld het die gode van Babylon verteenwoordig. En wat Nebukadneser gesê het is, dis oukei as jy jou eie God het. Want toe hy in Daniël 2 droom gehad het, kon niemand dit uitlê nie. En toe Daniël gekom en die Here het aan Daniël die openbaring van die droom gegee, hy het vir die koning gesê wat hy gedroom het en wat dit beteken. En toe sê die koning, ja waarlik, jou God is God. Maar daarna, toe bou hy beeld, toe sê hy, yes, jy het 'n God, maar jy moet ook ons God aanbid. Dis presies wat die wêreld doen. Vyand sê, hey, dis oukei. Dis oukei as jy kerk toe gaan. Dis oukei as jy die Here dien. Maar as jy in die wêreld is, dien die wêreld ook. Dis oukei. Dis oukei, gaan Sondag kerk toe. Is fine met my, ek's happy daarmee. Maar as jy in die week, dan wil ek jy moet die wêreld aanbid. En want kyk, hy sê, daar's musiekinstrumente. Wat is musiekinstrumente? Musiek is dis lof, dis verhef. Dis ek gee eer aan. Ek aanbid. Aanbid is I surrender. So hierso sê hy, sodra julle musiek hoor, moet julle hierdie beeld, hierdie afgode verhef en julle moet julle self oorgee aan hulle. En dis presies wat die vyand wil hê. Dis presies wat hy wil doen. Sondag as jy in die kerk is fyn, maar in die week wil ek jy moet lyk soos almal. Jy moet maak soos almal. Jy moet die wêreld aanbid. Mense, kom ons kyk in ons werksplek. Hoe lyk ons? Staan jy uit? Is jy anders? As ek iemand in jou werksplek vra, is daai ou 'n Christen, wat gaan hulle sê? Nee, ek het nie eens geweet hy gaan kerk toe nie. Of, jy's verseker. Nee, ek sê jou, ek weet. Hy gaan kerk toe, Flippie. Yes, ek weet. Daai ou is lief vir die Here. Staan jy uit? Of is jy maar net deel van die wêreld? Doen wat die wêreld doen. Maar die wêreld is korrup as dit in besigheid kom. Is jy deel van dit? Moet ek korrup wees om geld te maak? Of gaan ek anders wees as die res van die wêreld? Die vrug wat ek dra, waarmee is ek besig met die wêreldse goeders alleen deur die week? Of is ek besig om die Here te dien te midde van dit? Daniël en sy vriende was in Babylon, mense. Hulle was opgelei in hulle taal, hulle het hulle kos geëet, hulle het daar gewerk, hulle het die goed gedoen van Babylon, hulle stond in die koning se paleis gewees, maar hulle het nie geword soos die Babyloners nie. Ek en jy is in die wêreld, yes, ons moet werk, ons moet goed doen, ons in hierdie wêreld, ons ambassadeurs, ons in hierdie wêreld, ons nie van hierdie wêreld nie. Moenie deel raak van die wêreld, moenie laat die wêreld jou intrek nie, moenie buig voor die beeld van hierdie wêreld nie. Staan op vir Jesus, soos Daniël en sy vriende gemaak het. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wees soos Daniël, wat sê, ek sal nie buig voor die gode van hierdie land nie. Ek buig voor een God. Ek volg een God. Ek sê ja vir een God. Ek staan uit vir een God. Te midde van, ten spyte van. Ek kies om anders te wees as die wêreld. Kies om anders te wees as die wêreld, vriende. Ek wil vir jou sê, as jy nie voor die beeld buig nie, gaan jy deur die vuurhoond gaan. Die vyand wil jou uithaal. As hy sien, hy kry dit nie reg, dat jy vir al hierdie great goeders moet buig nie. Want dan partykeer bring hy geleenthede wat jou gaan laat val. Maar as jy nie vir daai goed val nie, wil die vyand jou deur 'n vuurhoond sit. Want is in die vuurhoond waar jy getoets gaan word. Dien jy die Here? Dien jy jouself? Maak jy staat op jou vermoëns? En of maak jy staat op die vermoë van hierdie wêreld om jou te help? Dinge van hierdie wêreld. Jy gaan getoets word in die vuurhoond vir wie jy staan. Want ek wil vir jou sê, dis waar dit taaf raak, hoor. Dis waar dit warm raak. Dis waar jy getoets gaan word. En die vyand gaan jou wil toets.
Daniël 3 vers 17. As ons 'n God wat ons dien, hier praat Daniël, hy sê, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand o koning verlos, maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Maak nie saak, mense, wat die wêreld wil doen nie. Maak nie saak wat die mense sê nie. Maak nie saak wat die mense gaan doen nie. Maak nie saak wat die gevolge nie. Ek gaan kies om die regte ding te doen. Ek gaan kies om nie te buig vir die dinge van hierdie wêreld nie, maar om te staan vir Jesus. Hulle het God gedien vir wie hy is, nie vir wat hy kan doen nie. Daar's 'n groot verskil. Daniël en sy vriende is deur hierdie vuuroond. Maar in die vuuroond het hulle die Here gedien vir wie hy is, nie vir wat hy kan doen nie. Ek en jy gaan ook deur vuuroonde van hierdie wêreld. Mense praat net met mense om jou. Kyk na jou eie lewe, daar's finansies, jou huwelik, jou verhoudings, jou gesondheid, daar's goeders wat gebeur, waar ons deur vuuroonde gaan. En as jou gebed in die vuuroond net is, Here help my, bring deur, maak die deur oop, maak die deur toe, voorsien, doen dit, doen dat. Wat gaan gebeur as dit nie gebeur nie? Waar gaan jou hart wees as die Here nie deurkom vir jou nie? Waar gaan jou hart wees, Here, as die Here volgens jou voel dat hy nie opgedaag het nie, dat hy nie iets gedoen het nie? Want hierso sê Daniël, as die Here ons red, great, as hy my nie red nie, ook great. Ek vertrou dat hy ons gaan red, maar as ons nie red nie, hy is nog steeds God. As jy ek meen in die vuuroond bid ons, Here help. En wat gaan jy doen as hy volgens jou nie gehelp het nie? Waar gaan jy wees? As jy die Here dien vir wie hy is, sal jou gebed wees soos Jesus sin in die tuin van Getsemane. Here, laat die beker by verbygaan, maar as hy nie verbygaan, nog steeds nie my wil nie, u wil. Want as jy in die vuuroond is en jy dien die Here vir wie hy is, dan gaan jy weet, die Here se beste belang is vir jou. Die Here is daar om jou te help. Die Here is daar want hy weet wat jy nou nodig het. Dalk is daar ietsie in jou lewe wat moet gesuiwer word in die vuuroond. Dalk is daar in jou lewe ietsie wat uitgesort moet word. Bietjie onvergewingsgesindheid of miskien 'n houding hierso of daar, wat ook al, ek weet nie. Maar dalk wil die Here iets in die vuuroond vir jou kom doen. En as jy oop en sê jy, ja Here, ek wil vir jou sê, as jy die Here dien vir wie hy is, gaan dit jou vuurbestand maak vir die vuuroond. Want as jy weet wie die Here is, sal jy deur die vuuroond kan gaan om te weet, ten spyte van, weet ek die Here is vir my. Hy is lief vir my. En al gaan ek deur hierdie vallei of hierdie doodskaduwee of deur hierdie vuuroond, weet ek nog steeds, ek sal nog steeds staan vir die Here. Ek sal nie opgee nie, ek sal nie wegloop nie, ek sal nie my gesig draai nie. Ek sal nog steeds daar wees. Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As jy die Here dien vir wie hy is, en nie vir wat hy jou kan gee nie, sal jy vuurbestand wees vir die vuur wat kom, want glo vir my, die vuur gaan kom. Die Here sê so in sy woord, hy sê, there will be tribulation. Hou moed, want in hierdie wêreld sal jy teenstand kry. Daar gaan tye van vuur wees. Mense staan op jou geloof oor wie die Here is. Yes, die Here wil jou help. Yes, die Here wil deure oopmaak vir jou. Hy wil daai goeders doen, maar wat as hy dit nie doen nie? Wat gaan jy maak? Toe is hulle daar in die vuur gegooi en Nebukadneser, die vyand word nou kwaad en Daniël 3 vers 9, toe het Nebukadneser baie woedend geword. En toe is daar die manne, Daniël, hulle is geboei met hulle mantels, hulle broeke, hulle tolbande en hulle ander klere aan, is hulle binne in die brandende vuuroond gegooi. Die vyand wil jou boei, mense. Die vyand wil jou beperk. Die vyand wil jou vasmaak, laat jy useless is vir die koninkryk.
laat jy op 'n plek kom waar jy opgee, en hy gooi jou met jou mantel en alles, hy wil die salwing ook vat. Hy wil dit wat die Here op jou gesit het, jou roeping, alles, hy wil dit verwoes. Hy wil jou in 'n brandende vuuroond gooi. Moenie val nie, mense, staan op jou geloof, staan op die Here, om te weet, selfs daar is jy nie alleen nie. Daniël 3 vers 24, toe het Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord te sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n Godseun. Vriende, die Here red jou nie altyd uit die vuur uit nie. Soms red hy jou in die vuur. Die Here is nie op 'n afstand en hy wag om te kyk totdat jy die vuur kan hanteer. Of hoe lyk jou houding as jy in die vuur is nie? Die Here is daar by jou. Die Here kom in jou situasie in. Jy is nie alleen nie. Die vuur verteer nie vir jou nie, dit verteer wat jou bind. Dis die idee. Dis hoe God dit gebruik tot jou goedheid. Ek sal alles ten goeie laat meewerk. En nou kom die vuur wat die vyand teen my stuur, wat my moet verbrand, gebruik die Here om dit wat my bind te verbrand. Die toue. Sodat ek kan vry wees in die vuur. Hulle toue is afgebrand deur die vuur en dit sê, en hulle het rondgeloop, vrylik, in die vuur. Dis wat die Here wil doen vir ons. As jy deur die vuur gaan, vriende, weet dat die Here gaan daai gebruik om iets te doen in jou hart. Hy kom en hy brand dalk iets weg in jou hart, sodat jy kan vrylik rondloop, sodat jy kan vuur vas wees. Is nie amazing nie? Die Here kom en hy gebruik daai situasie. Die vuur het hulle nie gestraf nie, maar sy teenwoordigheid het hulle vrygemaak. Die Here het gekom en daai toue, daai goeders gebreek. Die Here kom breek die kettinge. Die Here kom breek daai goed wat jou vashou, daai goed wat jou bind. Die Here kom en hy wil ons kom vrymaak van daai goeders. Wat bedoel was vir vernietiging, het gedraai in 'n plek van vrymaking. Die Here kom en hy maak jou vry te midde van 'n vuuroond. Die Here se hart vir jou is nie oorlewing nie, maar sekuriteit, om te weet dat in daai plek is die Here met my. Ek het sekuriteit omdat ek weet die Here is saam met my hierso. Ek kan vry wees in hierdie omstandighede. Nie vrees nie, maar rus in hom. Die Here in die vuur wys dat hy 'n naby God is en nie 'n God van ver nie. Vriende, soek die Here in daai plek. Die Here is daar. Die Here wil iets in jou lewe doen. Die Here wil jou vrymaak. Die Here wil jou suiwer. Ek onthou, toe ek nog student was, gaan ons eendag toer ons op, so 3 vriende toer ons op Namibië toe, en ons kamp daar by Namibië, en dit was nog die rowwe tyd geweest, ons nog rof was. En ons is daar in 'n kampterrein, en ons gaan na, ek weet nie of julle al Duin 7 gehoor het van Duin 7 nie. Maar daar is so 'n groot party daar, en ek meen, het is nuwe jaar, maar daar is 'n sendeling daarso. En dan as ek sien, is jy ou hier by my. En dan as ek weer sien, is hierdie ou hierso. En dan sê hy vir my iets van die Here, en ek het nie belang gestel nie, want ek het tradisioneel groot geword, Sondag in die kerk. Jy weet, maar ek was daai ou gewees. Ek was in die kerk, maar in die week, nie saak met die kerk nie. Ek sien die wêreld, ek dien die wêreld voluit, man, ek gee alles. En dis hoe ek is, as ek iets doen, dan gee ek alles. En ek sien die wêreld, en ek leef so in die wêreld, en hier is hierdie ou.
Weet, en is Kersdag, en ek is gewoon op Kersdag gaan ons kerk toe, en ek sê vir die ou, hy gaan net so 'n bietjie saam met ons kerk toe, want daar's so 'n kerkie ook daar. Hy sê, nee, hy kan nie, want hy het nou nie voorsiening gemaak, hy het nie skoene en niks nie. Ek sê, nee, okay, toets ek hom nou. Sê, nee, maar het gaan ons nie oor wat jy aantrek nie. Het gaan ons oor die Here. Ja, ons is daar, so 'n tradisionele kerkie, ons sit daar so, en die ou orgel speel, ons sing 'n halleluja of iets, ek kan nie eens daai, maar sit daar so. Hierdie man kom, hy sit hier reg langs my, kalfvoet, nie saak nie, hy sit daar so, speel orgel en sing 'n halleluja, daai man se hande is hier in die lug, hy prys die Here, die hele kerk sit daar so, jy almal, ons is ordentlik, ons is netjies, ek meen die Here is hierso, hier's hierdie man, hy prys die Here, hy's vry, hy's vry, flip nie. Huh? Ons almal is gebind, oom. Ons almal is in die vuur. Ons brand. Daai man is vry. Hy's vry. Hy dien die Here, daar het nie 'n saak waar hy is of wat mense dink nie. Hy's vry. Is dit nie amazing nie? Dit tot vandag toe. Ek het nogal sê, Here, ek sal like om jou tot ontmoet. Net vir hom sê, prys die Here, my boetie, jy het 'n saad gesaai in my lewe. Ek onthou dit tot vandag nog. Ek wil soos jy wees. Ek wil vry wees in die vuur. Ek gee nie om of wat wie na my kyk of wat sê die wêreld nie of opinies van die wêreld nie. Ek wil vry wees in Jesus, want ek moet eendag voor hom gaan staan en hom in die oë kyk. Hom kon nie. Almal van ons was sondaars gebore. Net so, oom. En as jy nie met jou mond sê, Here, vergewe my. Yes. Dan help dit niks. Net so. Jy moet vrykom. Net so, oom Connie. Hier sê ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is jou weg na Jesus toe. Kom net na my toe. Sê net ja vir my. Ek maak jou vuur bestand. Hoef jy met te worry oor die vuur nie. Moenie bang wees om deur die vuur te gaan nie. Moenie bang wees om deur die vallei te gaan nie. Oral waar jy is ek met jou. Ek saam met jou daar. Jy hoef nie bang te wees en ek brand weg. Die goed wat jou wil vashou. Dinge van die wêreld, daar nog ietsiekie in jou lewe is. Moenie worry nie. Ons sort jou uit in die vuur. Ons maak jou vry daar. Dis 'n exciting plek. Die Here sê, ag dit loutere vreugde as jy deur allerlei versoekinge gaan. Die vuur is 'n plek van joy. Come on. Ja, come on. Want weet jy hoekom? Want ek is vuurbestand. So nou hoef ek nie te worry oor die vuur nie. Dis nie 'n issue nie. En dit wat die Satan wil gebruik om my te kom boei, sal die Here wegbrand. Gebruik tot my glo. Ek moet net sê, yes, Here. Maak my vry, Here, in die vuur. Here, nie wat U kan doen nie, maar wie U is. Jy sê, ek weet U kan goeders doen. Here, maar ek wil U dien vir wie U is. Kom doen U wil. Soos wat Jesus sê, ek doen net wat ek sien die Vader doen. Here, kom doen net U wil. Ek sê in die vuur, Here, wat wil U in my hart kom doen? Is daar ietsie, Here, moet 'n bietjie inkyk. Here, is daar ietsie wat ek moet kom uitsort hierso? Wat wil U in my lewe doen? Nie ja, maar daai ou en die ou en die en daai goeters en dis hoekom ek hier so is en dis is so terrible en man weet jy wat hierdie Christening werk nie en ek's nou in die vuur, wie niemand worry oor my nie en ek is hier so alleen, ek suffer en jy weet en los sommer alles. Jy gaan weer terugkom na die vuur toe. Jy gaan weer brand. Want oom, ons loop om die berg. Want die Here gaan nie opgee nie. Die Here gaan jou nie los nie. Daar gaan altyd 'n vuur wees in jou lewe. Maar jy kan kies, wil ek vry wees in die vuur of nie? Of gaan ek gebind wees, gaan ek brand? Mense, die Here is in die vuur. Die Here is lief vir jou. Die Here wil jou vry maak. Wees in oorwinning. Moenie bang wees vir daai goed nie. Ek wil sommer vra dat ons die nagmaal uitdeel. Dat ons sommer saam nagmaal hou, as dit reg is, van julle is wat dit net so kan uitdeel. Dan gaan ons die Here saam eer gee vir wat hy gedoen het. Die Here het deur seker die grootste vuur oond gegaan, die kruis. Ek glo dit was nie vir hom maklik nie. Dit was tot so oom, laat hy op staan en sê, Vader, waar is U? Hoekom het U my verlaat? So alleen het hy gevoel in daai plek. Dat hy gevoel het, Vader God hom verlaat. In daai oomblik, alles gedra, al my en jou, so goeders gedra, al ons sonde op hom gedra.
Die Here verstaan. Die Here het deur dit gegaan. Die Here het vir ons vrygemaak in dit. Die vuur raak jou soos dit goud raak, mense. Dit raak jou soos goud raak. Die Here wil jou meer en meer suiwer maak. Hy wil jou suiwer maak. 1 Petrus 1 vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge. Hy sê, so oor die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Mense, die Here wil jou suiwer, sodat jy vir hom kan lof en eer gee. Sodat jy vir hom kan lof en eer gee. En ek wil jou, soos wat ons nagmaal hou, wil ek jou los met hierdie belofte. En as ons nagmaal hou, mag hierdie belofte 'n werklikheid, 'n realiteit wees in jou en my lewe. Jesaja 43 vers 2. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie. Dankie man. En die vlam sal jou nie brand nie. Mense, omdat ek en jy die voorreg het om nagmaal te hou, geld hierdie skriffie van Jesaja vir jou en my vandag. Jesus gaan deur die vuur gaan, maar wat hy sê is, as jy deur die vuur gaan, want jy gaan deur die vuur gaan, maar hierso, hou goeie moed, jy sal nie skroei nie, die vlam sal jou nie brand nie. En soos wat ons die bloed van Jesus drink, weet dat die Here maak jou toe in daai vuur, hy maak jou vuur bestand, sodat wanneer jy daar deur gaan, jy hoef nie bang te wees nie, want ek is nie alleen nie. So ek wil saam met jou nagmaal hou. It's amazing. Dit is 'n oomblik van joy en erkenning vir dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. So hy deur die grootste vuur gegaan het, moontlik het hy vir jou en my moontlik gemaak om ook deur die vuur te gaan. En daarom as ons die druiwesap drink, en dink ons aan Jesus se bloed wat ons vrymaak, wat ons skoon maak, wat ons losmaak, wat in daai vuur daai kettinge kom breek. Sodat as jy uit daai vuur uitkom, dat jy nie ruik na rook nie. Dis nie amazing nie. En dat hy sy liggaam gegee. Die woord sê hy ter helle neergedaal en hy sleutels gaan neem. Sodat ek en jy nie daar hoef te wees nie. Dis nie amazing nie, mense. Dankie Here Jesus. Dankie Here vir u bloed, Vader. Ons loof u, ons gee u eer. Dankie vir u liggaam, Here Jesus. Dankie vir u liggaam, Here. Here, sodat ons kan weet wanneer ons deur die vuur gaan, Vader. Kan ons daar deur gaan met 'n wete dat u is met ons en ons is nie alleen nie. En ons hoef nie te vrees wat die wêreld aan ons kan doen nie. Maar ons dien u vir wie u is, Vader, want dit gaan oor u, Here. Dit gaan oor u. En dankie Here Jesus. Dankie Here dat u my net meer en meer kom vorm soos 'n pottebakker die klei kom vorm, Here. Dat ek net meer en meer sal lyk soos u, Here. Here, kom vat weg wat nie van u af is, Here. Ek is eintlik bang om dit te bid, Here, want ek is net bang het gebeur. Want is nie lekker nie. Dit is nie altyd maklik nie. Here, maar as ek dit bid, Here Jesus, dan bid ek, Here, vat ons net deur daai vuur, Vader. Here, versterk ons en gee ons net die geloof om staande te bly en ons oë op u te hou, Here. En nie te val nie. Dit wat die vyand kom doen. Here, maar kom vat weg. Kom vat weg wat nie van u af is nie, Here. En kom plaas in ons harte u liefde, Here. U liefde, die liefde van die Vader. Here, ons ontvang die liefde van die Vader wat ons deur daai vuurhoond sal dra. Dankie Vader, liefde te weet u is met ons is nie alleen nie. Ons kan dit maak. Sal dit maak. Dankie Jesus. Amen. Amen. Daniël 3 vers 28. Ja, Daniël 3 vers 28. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê: Geloof, die wêreld gaan dit sien.
Mense, die wêreld gaan dit sien. As jy anders is, gaan hulle dit sien. As jy anders is in die wêreld, gaan hulle dit sien. Want hulle het ook 'n begeerte vir dit. Geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego. Geloof sy die God van Flippie, van Karel, van Adrie, van Keren, van Connie, van Mario, van Armand. Geloof sy die God wat sy engel gestuur het en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggaam oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Die wêreld sal getuig van jou wat staan vir die Here. Nie amazing nie.